Die kragkrisis kan die Voortrekker Monument knak. Dit was 'n berig wat vanoggend op Marula Media verskyn het en het ons besluit ons gaan die Voortrekker Monument kontak om meer uit te vind hieroor. Hier by my sit David Brandt. David, vertel net gou vir ons kykers, wie is jy en wat doen jy hier by die Voortrekker Monument? Hallo Koot, dankie vir die geleentheid. Ek is bedryfshoof beeld en groei van die kultuurtuiste. Dit sluit nou in die Voortrekker Monument, die FHK en die Erfenis Stichting. Ons het nou vir David kom vra of ons met hom kan kom gesels oor dit wat hier aangaan by die Voortrekker Monument na aanleiding van hierdie berig. David, julle sê dat die kragprobleem wat julle kry is 'n probleem wat vir julle eintlik dit begin nou ekonomies 'n rol speel. Dit maak dit vir julle amper half onmoontlik om die Voortrekker Monument, die hele besigheid aspek van die Voortrekker Monument volhoubaar te kan bestuur. Kan jy vir ons kykers net so min of meer verduidelik wat gebeur en wat se impak het dit? Ja, Koot, dit het 'n reuse ekonomiese impak. Nie net wat die monument betref nie, maar wat die kultuurtuiste in die geheel betref. Onthou, ons het kultuurtuiste is baie groot. Ons is deel van 'n natuurreservaat van so net 'n rapsie oor die 360 hektaar. Ons het die FHK ook hier, ons het die Erfenis Stichting, die Erfenis Sentrum met die argiewe, die museum stoor. Dan het ons ook huurders, soos Marula Media, die Hervormde Kerk, die Dameskring. Ons het restaurante op die terrein. Ons het fasiliteite. So hier's 'n geweldige klomp ekonomiese engines op die kultuurtuistes wat moet hardloop. En iets soos krag stuit ons absoluut in ons spore wat geld aanbetref, wat die bedryf van dinge op 'n daaglikse grondslag aanbetref. En ja, so maar die een kant van die munt is die toerisme deel. So die een kant is ons het, om 'n voorbeeld te noem, verlede week was ons 3 dae sonder krag wat ons op kragopwekkers moes staatmaak. So dan ontvang ons toeriste hier, ons kry so amper 80,000 toeriste per jaar, waarvan omtrent 65% internasionale toeriste is. So dis skep nie net 'n slegte beeld vir die kultuurtuiste nie, maar ook vir 'n beeld van Suid-Afrika vir die besoekers. Ons gaan nou 'n draaitjie loop daar 'n bietjie by jou kragopwekker en ons gaan so 'n bietjie meer kyk. Ek dink jy daar ook geskryf dat julle kragopwekkers is dit ook van die ouer generasie kragopwekkers wat nou 'n bietjie meer aandag nodig het as die nuwer generasies. Ons gaan nou daar draai maak, hou dop. Maar wat ek jou wil vra is, hoe affekteer dit julle doen funksies hierso? En die krag is natuurlik nou nodig by die funksies. So affekteer dit dan sodanig julle inkomste? Absoluut, ja. Kyk, as ons nie 'n betroubare diens kan lewer nie, gaan mense uit die aard van die saak nie van ons geriewe gebruik maak nie. En ons het baie groot funksies, ons het groot musiekgeleenthede, ons het 'n internasionale musiekgeleentheid wat die naweek plaasvind. En Dis maar net toeriste wat hier by ons verbyloop, moenie bekommerd wees nie. ja, so dit raak regtig al ons ekonomiese engine. So fasiliteite, feeste, ons restaurante kan nie 'n diens lewer aan ons besoekers nie. Iets soos die huisbak in die monument kan nie werk nie. Ons het 'n geval gehad waar 'n groep bejaardes in die huisbak vasgekeer was omdat daar nie krag was nie. So en uit die aard van die saak het ons ook die huisbak nodig om die terrein rolstoelvriendelik te kan hê. So dit beïnvloed, dit het 'n baie wyeer rimpel-effek as wat 'n mens dink. En dit is nie net 'n klein krisisie of 'n klein probleempie wat 'n mens maklik kan oplos nie. Dit het 'n geweldige potensiële skade wat dit inhou vir die hele kultuurtuiste. Verstaan. Nou, soos ons weet, is ons as 'n volk is nie bang nie en is nie skaam vir dit wat ons is nie. Ons kultuur is vir ons belangrik, ons erfenis is vir ons belangrik en hierdie monument is opgerig deur ons eie mense met ons eie geld wat ons op ons eie maniere bymekaar gemaak het. En dit was nou vanaf 1938 tot 1949 toe hy ingehuldig is. Ek dink ons kan dit weer doen, want ons is mense met oplossings. Ons is mense wat nie gaan lê nie. Ons staan op en ons doen ons eie ding, jy weet. Ek dink dit is Kestel het gesê, 'n volk red homself.
Absoluut. En ons is besig nou om onsself te red. Hierdie is belangrik. Hoekom is dit vir jou belangrik, David, dat die Voortrekker Monument en die kultuurtuiste moet bly voortleef en voortbestaan en aktief daar wees? Ek is bly jy raak daai punt aan Koot. Daar is nie 'n volk wat meer veerkragtig dink ek is as die Afrikaners nie. Ons het oor jare nie met groot geld nie, met klein bydraes, met muntleggings, met koekverkopings, het kerke en gewone mense buitengewone goederes opgerig. Soos die monument, soos 'n Eskom, soos 'n Yscor, soos 'n Denel, soos 'n Suid-Afrikaanse lugdiens, wat almal in die grond in bestuur is die afgelope 3 dekades. Maar so David, maar pas op vir vals inligting hoor, maar nie misinformasie gee nie hoor. Grappenderwys. Maar die punt wat ek wil maak is ons is 'n veerkragtige volk. As daar nou een volk is wat kan bou, wat self kan doen, en die bewys is daar. Ons het 'n tegniese kollege gebou, ons het 'n universiteit gebou, ons het plaaslike gemeenskapsstrukture in plek gesit, ons bou internasionaal bande en ons kan nou weer saam staan om die monument te red, om 'n sonkragstelsel op die been te bring wat ons staatsbestand en toekomsbestand kan maak. Hoekom is dit belangrik om die kultuurtuiste te bewaar? Ons het nou geraak aan die toerisme syfer wat dit beïnvloed, of die diens wat ons kan lewer aan toeriste kan beïnvloed. Maar 'n baie belangrike, amper 'n meer kritiese aspek is hier's baie erfenis op die terrein. Erfenis wat oor geslagte aan ons toevertrou is. Iets soos 'n dagboek uit die Anglo-Boereoorlog wat 'n ooggetuie verslag is van iemand wat daar was, wat se ink vervaag as die ligversorging en ligsuiweringsstelsel wat in die argief tans is en wat miljoene rande gekos het om uit Duitsland in te voer, as daai ding nie werk nie, dan verdof daai ink op daai bladsye, die fotos raak weg en die gevolg, die langtermyn gevolg daarvan gaan wees dat ons gaan ons historiese geheue gaan verdwyn. En immers wat jy nou praat oor die historiese geheue, dit is immers vir ons hoekom die monument hier so as 'n sigbare, 'n tasbare monument, sodat elke keer as ons na die monument toe kom, dan herinner dit ons. Hier's party mense wat sê ja, mens maak partykeer 'n afgod van die monument. Nee, ons doen nie. Dit is wel klippe hierdie. Ons aanbid nie die klippe nie. Ons gebruik die monument as die simbool wat vir ons herinner aan dit wat God vir ons gedoen het in ons geskiedenis. En dit is daai geheue waarvan jy praat. En dis waarom ons die Voortrekker Monument en die mense, die bestuur hierso moet sterk maak, sodat ons daai geheue kan lewendig hou en nie doodgaan nie. Net gou 'n ander vraag vir jou wat ek wil vra is, hoe hanteer julle water? Want ek bedoel, ons weet nou elektrisiteit is nou 'n probleem, maar hoe hanteer julle water? Julle mik nou daarna om na 'n oplossing te kyk wat julle ek wil amper sê selfstandig, finansiëel volhoubaar en selfstandig kan maak. Maar wat doen julle rondom water? Ons het 'n sterk boorgat wat al 'n geruime tydjie hardloop en ons het verlede week die tweede boorgat gesit. So ons is baie goed op koers om ons waterplanne in plek te kry om van water genoeg water beskikbaar te hê. Die boere wil altyd weet hoeveel water is in 'n boorgat. Gee gou vir ons 'n aanduiding. Het jy 'n idee van hoeveel liter per uur of per minuut pomp hy? Ek gaan vir jou jok as ek moet 'n syfer sê, maar al wat belangrik is dat ons genoeg water het. Dat ons toilette kan werk, dat ons 'n behoorlike diens aan ons toeriste kan lewer en ook aan almal wat die kultuurtuiste kom beleef en geniet. Maar nou is daar 'n ander element van julle rekening wat julle kry van die munisipaliteit en dit is vullisverwydering. So verduidelik dit vir ons die vullisverwydering, hoe werk dit? Ja, dit is eintlik 'n breër simptoom geword. Ek dink baie mense beleef dit ook in hulle plaaslike gemeenskappe en hulle plaaslike munisipaliteite. Daar's net eenvoudig swak tot geen dienslewering. Die monumentterrein word byvoorbeeld gefaktureer vir vullisverwydering en ander dienste wat eenvoudig glad net nie gelewer word nie. Maar weer eens doen ons self. So ons sal nie toelaat dat jy 'n papiertjie rond lê of dat dit op enige manier sleg lyk nie.
Hier is nie gate in ons paaie nie, hier is nie papiere wat rond lê nie. So ten spyte van die feit dat ons min tot geen dienste ontvang, doen ons self en ons bou self. Daar's mense wat met ons gesels het en wat al na hierdie situasie by julle nou verduidelik, dit wil noem kulturele sabotasie. Met ander woorde, daar's 'n manier waarop ons eintlik op 'n dit wat die energie wat hier in ons kultuurtuiste ingestoot word gesaboteer om die mense hier weg te kry. Ek gebruik dit nou, ek gooi dit nou as 'n van die kantlyn af in hier so op die tafel. Wat sou jy sê, kan so iets 'n moontlikheid wees? Ja, of dit nou moetswillig is of nie, die feit bly staan, die monument kry nie 'n sent staatshulp nie, waar iets soos die Vryheidspark, wat 'n hanetree van die monumentterrein geleë is, 52 hektaar, die monument is 360 hektaar waarvoor ons pa staan. 'n Terrein soos Vryheidspark het oor die afgelope 5 jaar 'n skuldlas van 1,5 miljard opgestapel. Nou Vryheidspark word gesubsidieer of gedra deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur. Daar's 'n ander museumvereniging wat onder andere Kreerhuis en die Sammy Marks Museum bestuur in Pretoria, wat 'n skuldlas van 42 miljoen oor die afgelope 5 jaar opgestapel het. Nou daai is groot bedrag geld wat op die einde deur die departement gedra word en wat op die einde uit jou en my sakke kom as belastingbetalers. En dan vra mens die vraag van, maar hoekom kry ons nie diens nie? Ons kry reeds nie 'n sent staatshulp nie. Ons het 'n ongelooflike kultuurtuiste gebou waarvoor ons absoluut pa staan en waarvoor ons regtig hard werk. Elke personeel het hier werk hard om 'n wêreldklas ervaring te skep vir mense wat ons besoek, om die beeld van die geskiedenis, ons verhaal te vertel en ook bevorder dit Suid-Afrika as toeristebestemming wêreldwyd. David, en verduidelik dit vir ons kykers, hoeveel persent kry julle van die staat af? Absoluut R0. R0, 0 sent kry ons in terme van staatshulp. Jy maak my nou ewe skielik bly, want ek het amper bekommerd geraak, weet as die staat betrokke is, gaan hierdie Voortrekker Monument nou ook sy alie sien. So nee, ek dink ons het nou hoop, maar dit gee vir my dan nou meer rede dat ons vir ons eie mense kan begin vra vir hulp, dat ons hierdie ding kan regtrek. Julle het 'n plan. Verduidelik vir ons kyker die plan wat julle het, want ons kan nie nou net oor die probleme praat nie. Dan gaan ons so depressief wees, dan gaan almal Amerika toe wil gaan en Donald Trump se offer aanvat. So ek dink, hoe gaan ons dit maak dat ons hierdie kultuurtuiste so lekker kry dat almal elke naweek eintlik hier by die kultuurtuiste 'n draai wil kom maak as om Amerika toe te wil gaan? Ja, absoluut. In die eerste plek wil ek mense uitnooi, kom kuier by die kultuurtuiste. As jy nog nie hier was nie of 'n paar jaar gelede hier was, sal jy die plek nie ken nie. Hier's 'n geweldige energie, hier's 'n geweldige vooruitgang, hier's geweldige uitbreiding. So in die eerste plek, kom kuier by ons. Kom besoek die monument, kom ervaar, ons skep 'n belewenis. Dis nie net 'n besoek nie, dis 'n beleef. In die tweede plek het ons nou die Gee My Krag of Gee Ons Krag projek van stapel laat loop, wat ons het R7 miljoen nodig om 'n sonkragstelsel op te rig wat ons baie naby as aan volledig staatsbestand en toekomsbestand kan maak. Ek hou van daai woordjie staatsbestand. Ja, ons het geen ander keuse as om en ons het vir mekaar ook gesê, soos wat ons net gepraat het oor die veerkragtigheid van ons volk. Ons is absoluut veerkragtig. Niemand is bang om moue op te rol nie. Ek het gister in 'n gesprek met iemand het die syfer opgekom, selfs as die 35.000 mense wat gelofte dag verlede jaar bygewoon het, elkeen R200 gee. Net R200 is die projek op die been en kan ons ten volle op volle seiers vier, wil ek amper sê, wat krag aanbetref. So bietjie klein geld of baie klein geld maak groot geld. So elke liewe bydrae word net so teruggeploeg in die kultuurtuiste. En mense moet ook onthou, die kultuurtuiste is 'n maatskappy sonder winsoogmerk. So hier is glad nie winste. Alles word teruggeploeg om erfenis te bewaar, om vir die volgende geslag
'n ruimte te skep waar hulle tuis kan voel, waar hulle kan voel hulle behoort en dat dit van die een generasie na die volgende oorgedra kan word. As 'n baken van hoop. Dis baie belangrik. Die monument is nie net 'n granietkolos van sement en steen nie, maar dit is 'n absolute baken van hoop en 'n simbool van 'n volk wat val en opstaan, wat deurbreek, wat aanhou veg, wat eenvoudig nie gaan lê nie. Maak nie saak watter vyand na ons kant toe slinger nie. Soos Dawid teen 'n Goliat opstaan. Sê ons nou weer. En dit maak ons baie opgewonde want dit ontsluit 'n nuwe energie by die Afrikaner om te sê, weet jy wat? Kom ons doen dit. En kom ons wys waartoe ons as 'n gemeenskap, as 'n kultuurgemeenskap in staat is. Ek wil ook ons besighede daar buitekant uitnooi indien jy van fasiliteite wil gebruik maak. Weet om konferensies, kongresse of watter aard ook, jy sal nou meer vir ons verduidelik. David, watse fasiliteite het julle wat julle kan bied dat ons besighede wat ons Afrikaner kultuur en ons Afrikaner geskiedenis en erfenis goedgesind is. Oorweeg het om julle jaarlikse funksies hierna toe te skuif, hier na die Voortrekker Monument en op daai manier dra jy by tot die meelewing en die oplewing wat hier by die Voortrekker Monument kan plaasvind. Verduidelik dit gou vir ons kykers en ons besigheidsmanne, watse funksies bied julle? Ons het ongelooflike fasiliteite van De Kroon by Fort Skanskop op die koppie wat uitkyk oor die hele Pretoria, die ongelooflikste uitsig uit daai saal. Ons het die Kreergalery wat 'n groot saal is. So trou is onthale. Ons het 'n baie mooi kapel met die mooiste loodglasvensters waar enigiets van 'n doop tot 'n begrafnis. Ons het 'n troostuin met nissimure. Soos jy weet, is begrafplase 'n groot brandpunt in ons land. Waar lê jou geliefdes te ruste? Ons het 'n pragtige troostuin met fonteine waar jy 'n nissie kan hê, waar jy enige tyd van die dag in 'n veilige omgewing kan kom en besoek. Ons het die FHK liedjietuin waar mens van 'n kinderpartytjie tot 'n lekker dames tee kan hou. Ons het die amfitheater wat tot 30-40.000 mense op 'n slag kan vat. So geweldig baie geleenthede. Ons het die lewende laar wat ons ossewaans het waar jy kan kom oorslaap. En so die kultuurtuiste is soveel meer as net monument. Dit is 'n absolute ervaring, is 'n absolute belewenis om hier te kom kuier. Ja, ons het ook al van ons kant af het ons nou amper al 'n vaste reëling dat enige persoon wat met ons 'n vergadering in Pretoria wil hou kom vind plaas hierso by een van julle restaurante. En ons wanneer ons hier by 'n restaurant opdaag, dan is daar gewoonlik altyd iemand van die Voortrekker Monument wat ons ook dan met hand kan skud. David, maar vat ons gou so 'n bietjie deur die terrein en dan gesels ons gou so 'n bietjie van plek tot plek, net so oor die terrein. Ons staan nou hier by die Voortrekker Monument, hier by die kragopwekker wat hulle het. Dis 'n 100 kVA doodsmasjien hier so agter ons. David, verduidelik dit vir ons kykers, hoekom sê julle is dit so duur om hierdie masjien wat eintlik 'n groot kragopwekker is te kan aan die gang hou? Ja, goed, ja, is 'n groot kragopwekker, maar hy's 'n paar jaar oud. So hy moet baie gereeld gediens word. So die koste in die stadium net aan diesel beloop meer as R10,000 per dag. En om hom te dien, hy moet na elke 100 uur gediens word. Dis 'n bykomende R7,500 per dag. Hoekom is hy elke 100 uur? Ek dink die masjien is al 'n hele paar jaar oud, so hy moet maar meer gereeld gediens word of voorsien word. Ja, en selfs met so 'n lywige kragopwekker is ons nog steeds nie in staat om die hele kultuurtuise van krag te voorsien nie. Iets soos die Erfenis Stichting waar die argief is, het 'n baie spesiale ligsuiwerings sisteem in en wat ons moet die temperatuur in daai spesifieke ruimte tussen 17 en 21 grade Celsius hou met 'n humiditeit van tussen 30 en 40 grade. Dis wat deur die internasionale raad op museums voorgeskryf word. So indien ons daai temperature en daai humiditeit nie kan handhaaf nie, dan begin die erfenisstukke verweer. Jy kan dink iets soos klere, materiaal, goeders wat uit die Anglo-Boereoorlog uitkom, wat uit konsentrasiekampe uitkom,
baie erfenisskatte van onskatbare waarde kan so verlore gaan. Ek wil vir ons kykers vra as jy enigstens weet van 'n oplossing of jy het 'n ander alternatief wat julle vir die Voortrekker Monument kan bied, gesels gerus met David. David, waar kan die mense jou dan kontak? Mense kan my kontak by david@kultuurtuiste.org.za. So daar het jy dit, jy kan gerus vir David 'n e-pos stuur en met hom kontak maak op e-pos. Daar sê mense, julle het nou gesien wat is agter op sy rugsak wat hy hier dra. Ek het vir Glenn raak geloop hier by die Voortrekker Monument. Glenn, jy sê jy's 'n toerist vanaf Frankryk. Nou kyk nou mense, hy's van Frankryk af, luister nou sy Afrikaans. Ik is Glenn, ik kom van Frankrijk en ik is geniet van die Voortrekker Monument, want dit is die centrum van die Afrikaanse cultuur en taal. Wonderlik, is wonderlik om jy te hoor Afrikaans praat. Jy moet nie vir my vra om Frans te praat nie, want Frans is dit wat jy daar lees is nie wat jy uitspreek nie. You don't pronounce it that way. Yeah. Vertel my gou net, hoe het jy Afrikaans geleer? Ik heb gestudeerd die Bijbel in Afrikaans en I am trying to translate the Bible in Afrikaans in French to understand like all the meanings of all the words in Afrikaans. Wonderlik. Hoe geniet jy die Voortrekker Monument? Is dit vir jou lekker hierso? Is dit vir jou interessant? En ons beleef tans hier by die Voortrekker Monument 'n bietjie probleme met elektrisiteit. Dink jy ons moet aanhou stoei dat ons dit op ons eie kan doen en staatsbestand word? In other words, do it without the state? Yeah, definitely. I think this is the most important thing is the autonomy of like the Afrikaans monument because of the lack of support from the government right now. Glenn, ons sê vir jou baie dankie dat jy met ons gepraat het and please follow Boer Media as well. We are Afrikaans. You will also get your Afrikaans up to speed. Usually I struggle with the English style, but you understand what I'm saying. Yes. Ek gaan na my kennis. Asai, dankie, totsiens. Totsiens. Ons voorouers soos generaal Christian de Wet hier langs my het nie gaan lê as daar 'n krisis oor hulle pad gekom het nie. Help ons deur vtm.org.za te besoek en druk op die opwipvenstertjie om 'n finansiële bydrae te maak of hou ons sosiale media dop. Ons kan nie toelaat dat hierdie belangrike kultuurerfenis, die Voortrekker Monument, vernietig, verniel en verval nie. Help ons asseblief. Dit vloei deur ons are, die kleur van ons bloed bly oranje. Dit vloei deur ons are, die kleur van ons bloed bly oranje.